Prijs de Heer. Gaan het gaan proberen. The name of the Lord.
Hallelujah. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Let the Holy Spirit come and take control. Let the dew of heaven fall on me. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Lord, we are by your name. Humble ourselves now as we pray. Every mountain we sing and we can pray. Lift our voice, seek your face and say, Lord, take reign. Pour out your spirit. Let the rain fall, lead us on and on, pour fresh on me. Lord, take reign. Pour out your spirit. Let the rain fall, lead us on and on, pour fresh on me. Lord, we are we humble ourselves now as we pray. Without ceasing and with a prayer. Lift our voice, seek your face and say, Lord, take reign. Pour out your spirit. Let your word fall, lead us on and on, pour fresh on me. Lord, take reign. Pour out your spirit. Let your fire fall, lead us on and on, pour fresh on me. Lord, take reign. Pour out your spirit. Let your fire fall, lead us on and on, pour fresh on me. Let your fire fall, lead us on and on, pour fresh on me. Let your fire fall, lead us on and on, pour fresh on me. Holy Spirit, let your fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Holy Spirit, let your fire fall, heal
familie, kom ons aanbid hierdie God vanmôre. Kom ons vertel hom vanmôre hoe lief is ons vir hom. Jesus, we love you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth. Praat met hierdie koning vanmôre. Vertel hom, Here, jy is groot vanmôre. Die Seun sê vanmôre, heilig, heilig is die koning van alle konings. Ons eer U vanmôre, Here Jesus. Holy Spirit, fill this room. Shekinah glory, sweet perfume. We need your presence. We need you, Holy Spirit. Fill this room. Holy Spirit, fill this room.
We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. And we stand for Lord, we glorify your name, Lord Jesus. En die teenwoordigheid vanmôre, Here, by ons plek. Ons aanbid U vanmôre, Here Jesus. Sy saam met die serafs heilig. Heilig is die koning van alle konings. We worship you, Jesus. Vader, terwyl ons hier sing, hier baie duidelik op na geleer het, hierdie sakdoek moet gaan haal en vir Jakob gee. Here, daarom glo ons vanmôre dat wanneer hierdie sakdoek aan sy vroukie raak, sal die krankheid, die wortel daarvan, alles haar liggaam verlaat en sal daar 'n getuienis in haar liggaam wees wat U naam gaan groot maak. En ek sê vir U dankie daarvoor. Amen. Kan jy sit bly? Baie welkom hierso. Ek weet dat jou vrou sal gesond wees. Ek weet dit. Ek staan hier en ons is besig om te sing en dis asof my gees nie vanmôre in die sanke inkom. En dis weer dat jy sê my sy gaan in aanbidding. En terwyl jy in aanbidding is, sê die Heilige Gees my gaan nou dadelik en gaan al daai sakdoekie in jou voet lê. En dink Here, almal is nou in aanbidding, ek wil nie die diens steur. Die Gees van die Here sê as ek vir jou opdrag gee, dan doen jy dit. En daarom glo ek vanmôre, omdat ek gedring was daartoe, dat daar 'n wonderwerk op pad is. Amen. Die boodskap vanmôre
Lewe of dood is 'n persoonlike keuse. Lewe of dood is 'n persoonlike keuse. En 'n leidende teksvers wat ek gekry het vir hierdie boodskap vanmôre is in Deuteronomium 30 vers 15 en 19. Waar die Here vir die volk Israel sê, kyk, deur die mond van Moses, kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie boodskap waarmee my kon praat het terwyl ek stil geword het. Terwyl my hart weer eens verlang het, wat sal ek vir u seuns en dogters gaan sê? Wat werklik uit u mond en uit u hand en uit u hart uitkom en nie net geborene mense verstand nie. En dankie weer eens dat u dit waardig bevind het om mens te besoek, om op sy mond die woorde te kan lê wat ons môre moet hoor. Want geen een van ons is waardig om dit van selfspreeke te vat nie. Maar is 'n voorreg om van God te kan hoor. En ek eer u daarvoor en bring al die lof en al die eer net aan u en aan u alleen. Amen. Lewe of dood is 'n persoonlike keuse. Handelinge 10 vers 42. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en dode. En hy het ons bevel gegee, Christus, hier spreek die skrywer Lukas in Handelinge. Want die boek Handelinge was deur die dokter wat ook 'n disipel was met die naam Lukas geskryf. En Lukas skryf hier in Handelinge en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en die dode. Daar's een ding wat ek en u vanmôre moet verstaan. Om Christus te aanbid, om God te aanbid, is nie net 'n godsdienst nie. Daar is lewe en daar is dood in die keuse van die mens elke dag wat ons lewe. Maak nie saak of jy gelowig is, maak nie saak of jy ongelowig is. Maak nie saak of jy glo daar's 'n God nie en maak nie saak of jy nie glo daar's 'n God nie. Jou keuses gaan lewe of dood bring. As ons kyk na die wêreld en ons kyk na die stelsel vandag in die wêreld, verwerp hulle God uit die stelsel uit. Hulle glo nie dat daar 'n God is nie. Hulle verban God uit die skool uit, hulle verban hom uit die howe uit. Hulle maak wette net soos wat hulle wil, maar in werklikheid is hulle besig om keuses vir dood te maak. As jy gaan kyk na die toestand van die wêreld wat net verval, meer en meer verval, hoe verder hulle van God af wegbeweeg, hoe verder en hoe meer hulle God vermy en ontken as God, hoe meer hulle die lewe wegstoot wat daar in Christus Jesus is en die dood kies van hulle eie verstand, hoe meer word die stelsel van dood. Die toestand van die wêreld wat vir homself sy eie God wil wees, spreek van dit self. Hoe meer jou eie God wil wees, hoe meer verward is jou lewe, hoe meer te mekaar is jou lewe, hoe meer vervalle is jou lewe. Jy word nie vry deur weg van God af te beweeg nie. Jy word nie vry om te sê daar's nie 'n God nie. Jy word gebind deur jou eie verstandelike onvermoë om aan jou geluk te bring. En die stelsel spreek van ditself. Elke dag word nuwe wette geskep om soos hulle sê vrede te bewerk. Om orde te bewerk, maar hoe meer wette daar bewerk word, hoe meer wette daar geskryf word, hoe meer is die verwarring, hoe meer is die verval, hoe meer is die chaos wat ons vind. Want die mens kan in homself nie regter wees van homself en van 'n ander persoon nie. Daar is net een wat regter is en sy naam is Jesus Christus. En as ons in hom nie vry is vanmôre nie, maar ons is oorgegee aan ons eie besluit, ons eie menslike vermoëns, ons eie intellektuele, ek wil amper sê, maak nie saak of jy 'n professor is nie. Maak nie saak hoe geleerd jy is nie, maak nie saak of jy geniaal of vanmôre is nie. As jy God uit die equation uitvat, uit die berekening uitvat,
en jy maak jou berekening op grond van vleeslike vermoëns, is daar reeds 'n kraak in die damwal. Dit wag net om gebreek te word vir 'n stortvloed wat alles in sy pad verwoes en niemand kan dit keer nie. Die oomblik as die mens die eerste wet weg van God af op papier plaas en sê ek kies hierdie wet om my vrede en my vooruitgang te bepaal en nie God se woord nie, daardie oomblik is daar klare kraak in die damwal. Want dit volg 'n volgende wet en 'n volgende wet en 'n volgende wet en 'n volgende wet. En hoe meer goddeloos die wettiese stelsel is, hoe meer goddeloos is die wette wat geskryf word en hoe meer word dit weg van God afgeskryf en word goddeloosheid op die einde van die dag as heilig bestem en dit wat heilig is word nou verban as iets wat geen krag meer het nie en wat die mens net verwar. Maar die oomblik wanneer ek en jy besef dat hy is die regter en buite hom is daar geen ander regter nie. In hom is lewe en daar is ook dood. Nou sal jy my vanmôre vra, hoe kan daar in God lewe en dood wees? Ek gaan vir jou oopbreek vanmôre, dat jy dit kan verstaan. As ek na die kruis van Golgotha kyk, dan sal ek of die grootste neerlaag, mislukking in die geskiedenis sien, van die een wat liefde verkondig het gesterf aan 'n kruis en dit daar geëindig. Of ek sal verder as die dood van die kruis sien en ek sal die lewe sien van 3 dae later se opstandingskrag. En daarom is daar in Christus, of ek sal lewe omdat hy vir my gesterf het, of ek gaan sterf vir my eie misdade. Met ander woorde, in God is daar die keuse of sy lewe, of die keuse van my eie lewe en my eie vermoëns en dit bring dood voort. So in God is daar hierdie keuse van of lewe wat hy vir my gee, of dood wat my eie vermoëns vir my bring. En dit is wanneer die mens in sy humanistiese reg begin om dit wat God se woord heilig maak as 'n godsdienst bestempel wat uit die pad uitgevat moet word, sodat die mens kan vry wees van godsdienst en vry kan wees om in homself die lewe te geniet en te kan vooruitgaan. Daar is geen vooruitgaan daar nie. Niks. Weet jy hoe kan ek dit vanmôre sê? As jy gaan kyk na hoe die stelsel en die samelewing en die sosialiteit van die mense, die sosiale kringe verval het, van waar ons 'n godvreesende land was, 'n godvreesende volk was. Ek praat nie net van Suid-Afrika, ek praat van toe die wêreld 'n godvreesende wêreld was, 'n godvreesende uitgang gehad het, van om nog waarde in 'n volgende mens se lewe te sien. Waarde te sien van wat liefde bring en wat haat bring. Vandag word haat aangevoer as die rede hoekom ek my eie bestaansreg moet verdedig. As ek nie iemand anders se bestaansreg haat nie, dan het ek nie my eie bestaansreg lief nie. En so is daar haat teen mekaar wat opgroei. Daagliks vind haat geboorte en hoe meer haat geboorte vind weg van God af, wat die enigste regverdige regter is. En hoekom sê ek hy is vandag die enigste regverdige regter? Kom ons sit Christus vandag. Ek wil amper sê, bespeer dit wat in hom is. Hy het nie gekom om te vernietig nie. Hy het nie gekom om jou in 'n tronk te plaas nie. Hy het gekom om jou vryheid te gee. Maar vryheid wat vryheid bevorder, wat lewe bevorder, wat liefde bevorder. As God sê dat sekere dinge is sonde, is dit nie omdat hy jou vryheid van jou wil wegvat om te kan maak wat jy wil nie. Dis omdat hy sê dat daardie besluite wat hy as sonde sien, as dit in die samelewing vryheid kry, as dit 'n wet word, gaan dit op die einde van die dag alles verwoes wat vrede en vooruitgang bewerk van om Godvreesend te kan wees. En dis hoekom Lukas hier sê dat hy is die regter van lewe en dood. Môre wil ek vir u hierdie bring, as ons nie vanmôre, hoor wat ek vir jou sê, kan glo, dat hierdie boek is werklik God se woord nie. Dat hierdie nie maar net 'n boek is wat geskryf is deur mense kennis. As hierdie maar net 'n boek is, wat maar net nog 'n filosofie is, maar net nog iemand se hoop vir die wêreld is nie.
maar dat dit werklik God se woord is. En dat alles buitekant hierdie woord, wat weg van God af beweeg, vernietiging, verwoesting en verval vir die mens bewerk. As ons dit nie kan glo dat dit werklik God se woord is nie, dan sê ek vanmôre vir jou, gaan jy hier sit en jy gaan na my woorde luister as maar net woorde van iemand wat dink hy het 'n beter antwoord vir die probleem wat daar buitekant is. En dis geens my poging vanmôre om 'n beter antwoord te gee in die verstand van die mens hoe om 'n beter lewe te kan leef. Ek wil jou terugvat na die bron toe. Hy wat die enigste sê het, Jesus Christus. As ons nie by Jesus gaan stilstaan, en ons eer nie sy woord en sy besluite, en dit wat hy sê wat vir my as mens goed genoeg is, en wat my beskerm nie. En ek wil selfs in dit 'n godsdienst vorm, om die woord te verdraai tot dit my pas, en dan wil ek dit gaan toepas, selfs die verdraaide woord, al is dit gebou op sover om te sê teksverse. Mense ruk vandag teksverse uit die Bybel uit en dit verdraai dit, dat dit klink asof dit God se woord is, maar dit is eintlik lankal alreeds nie meer God se woord nie. Dis menslike redenasies wat menslike vleeslike besluite in plek bring, en dan wanneer dit 'n mislukking is, dan word daar gesê so met ek God se woord gevolg het. Nee meneer, jy kan nie net een teksvers uit God se woord uitgryp en dit verdraai tot dit jou pas, en dan wanneer dit misluk, dan sê jy dis God wat die stelsel misluk het, dis God wat die samelewing misluk. Jy moet die volle konteks van sy woord lees, en waarheid is dit. Jesus sê, hoe noem julle my Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Hoe noem julle my Here, maar julle doen nie wat ek sê? As baie mense wat vandag sê hulle is Christene, baie mense wat vandag met die naam van Christen loop, maar reeds in hulle hart beplan hoe gaan die volgende persoon bedrieg. Daar is al 'n gesegde in ons samelewing wat sê, pas op as iemand net kom en vir jou sê ek is 'n Christen. Daai ou gaan vir jou vat. Hoekom? Omdat daar 'n verdraaiing van God se woord is om iemand te verblind vir 'n oomblik, omdat daar 'n duistere plan van vlees reeds in die agtergrond werk hoe om iemand te vat. Ruk terug sit ek in die sakeman bid hier, en iemand staan op en getuig van 'n groot besigheidspersoon in Meyerton wat totaal en al in bankrotskap in beweeg het. Weet jy hoe? 'n Vrou doen aansoek by die spesifieke maatskappy as die finansiële bestuurder. Dis 'n ware verhaal. En dadelik toe sy instap, begin sy om Christelike skrifte in die oggend uit te stuur na die departemente. Sy sê ons moet begin te bid voordat hierdie besigheid begin in die môre. Ons moet die Here terugbring in die werksplekke. En onmiddellik sak almal se kaart. En toe hulle oë uitvee, het sy 10 miljoen in daai kampanje uitgesteel. En die eienaar is 'n pensionaris wat so seer kry dat hy nie weer kan opstaan en oor begin om 'n besigheid op die been te bring. So die waarheid vandag is, ek en jy moenie net meer iemand vat omdat hy sê hy's 'n Christen nie. As die persoon nie hierdie woord, wat deur God as regter en waarheid geskryf is, uitleef en die vrug daarvan is duidelik sigbaar in lewens nie. Dan sê ek nou vir jou, moenie alles vat wat is nie. In die tyd wat Jesus op aarde was, was die Fariseërs, die Sadduseërs en die skrifgeleerdes groot godsdienstige manne gewees. Waar wie vir Christus aan die kruis was geslaan. Nie die sondaar, die kerk, die wat hulle self kinders van God genoem het hom op die einde vandag. Daarom weet ek en jy verstaan, wanneer dit kom by keuse van lewe en dood, moet ons verder as net gaan om te sê, ek kies lewe. Ek moet verstaan wat is lewe, ek moet verstaan wat is dood. Ek moet verstaan wanneer ek hierdie keuse maak, wanneer gaan ek 'n keuse maak wat my na lewe toe gevat en my voorspoedig gemaak in al my weë, so die goedheid en guns van God my sal volg al die dae van my lewe, of wanneer gaan ek 'n keuse van dood maak wat lyk soos lewe. Die woord sê daar's 'n weg wat reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. Te veel mense stap vandag in kerke en glo alles wat die pastoor van die kansel af sê. Want dit is mos 'n goeie plek, dis juis die Here.
Dis mos 'n plek waar 'n kind van die Here moet gaan om geestelik opgebou te word. Maar as jy nie dit by die pastoor van my kansel afmeet aan God se woord of dit die waarheid is nie, as dit my nie vry maak en my nader vat aan Christus nie, al maak dit partykeer seer, al maak dit dat die sitplek vir my warm word, al maak dit partykeer dat dit ongemaklik is met dit wat gesê word. As dit my nie vry maak en my werklik waar na Jesus toe vat nie, en dit maak my net dat ek in 'n gemaksone is, dan moet ek vir myself die vraag vra, is ek nie maar nog steeds besig om 'n plek te soek wat my wil goedkeur, want ek soek nie eintlik God se wil nie. En daarom is baie mense vandag in 'n lauwarm toestand vasgevang, van om volgelinge van pastore te word, en nie meer volgelinge van Jesus Christus nie. 1 Timoteus 4 vers 1-3, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikheid. Die woord van God is geskryf. Daar's niks wat jy onkant kan betrap. Daar's niks wat by die voordeur kan insluit en jou kan wegvoer en later besef jy, maar dit was nooit lewe nie, was dood gewees het ek nou net gekies het. As jy van dag 1 af, alles wat jy hoor en alles wat jy ervaar, terugvat in jou eie persoonlike gebedstyd en Bybelstudietyd na God se woord toe. As jy hierdie preek wat ek vanmôre preek, as ek hierdie woord wat ek vanmôre vir jou bring, vanmiddag by die huis, gaan teruggaan, aantekening maak van elke skrif wat ek vanmôre hier deel. En al is dit ongemaklik. Ek het nie gekom om vir jou gemaklike boodskap te bring nie. Ek het nie gekom om jou op die gehoor te streel nie. Ek het nie gekom om in 'n tyd wanneer die koms van die Here so naby is, nog 'n prediker te wees wat jou op die dwaalspoor vat nie. Ek het gekom om die waarheid te verkondig, en die waarheid sal jou vrymaak, sê die woord van God. Daarom van die skrifte. Gaan huis toe, gaan lees dit. Vir tyd vat ek 1 of 2 skrifte, maar ek ruk dit nie in konteks nie. Gaan lees die hele hoofstuk. En gaan lees in daardie hoofstuk of dit wat ek vanmôre vir jou bring in konteks is en of dit uit konteks uit geruk is. En die konteks vanmôre wat ek vir jou wil sê, as jy nie waaragtig jou eie lewe ernstig voor God op die weegskaal gaan plaas en weeg, is ek werklik op pad om Jesus te gaan ontmoet, of is ek eintlik besig om myself te dien, my eie idees te dien, my eie begeertes na te jag, en ek wil dit sugarcoat deur te sê ek is 'n Christen, dan stap jy vanmôre baie gevaarlike pad. Want sugarcoating gaan nie hemel toe nie. Hoor wat ek vir jou vanmôre sê. As die regter kom en sy naam is Jesus Christus, wat eens as 'n lam geslag is, maar hy kom as die leeu van Jerusalem, wat kom om oorlog te voer teen alle goddeloosheid. Ek wil nou vanmôre vir jou sê, jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê. Ek gee nie om of jy terugkom na hierdie diens toe nie. Gaan kry jou kerk wat nou warm is. So vir baie mooi sê, ek is nie vanmôre vir jou preek te preek om jou in hierdie gemeente in te trek nie. Dan het ek hierdie week se aanbod gevat van R85.000 salaris 'n maand. Dat ek ook gevat hierdie week. So man, net voordeel, mediese pensioen. Groot kerk. Nee, kan my nie met geld val. Kan my nie met geld val. Hier staan er vanmôre nog steeds. En verkondig hierdie evangelie nog steeds gratis verniet, sonder enige salaris, sonder enige vergoeding. Nie sê dit in hierdie gemeente gaan in my sak nie. Dat ek een begeerte voor God en geregtigheid te staan. R85.000 dan moet ek preek, wat hulle moet ek nie preek. As jy manier nie. As jy manier nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, tyd is te min. Jesus is op pad. En die kerk is in die slaap. Die leeu van Jerusalem kom oorlog te voer teen ongeregtigheid. En alles wat lauwarm is. Ons het in die Afrikaanse mooi woordjie wat sê, soos Leipold en Toshi Malherbe dit oor vertaal het, dat as jy lauwarm is, sal hy jou uit sy mond uitspoeg. Die King James version sê dit vir my so mooi, he will vomit you out of his mouth.
Sal maar liewer nie Afrikaanse woord sê vanmôre nie, want dan mag jy dalk aan stoot neem en dan mag jy dalk die volgende Sondag kom en sê jy wil die pastoor praat met Afrikaans sal. Maar ja, Kots is Kots nie. 1 Petrus 4 vers 1 tot 5. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met sonde. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikheid van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Die wil van God is dat ek en jy uit die wêreld moet uitkom. Nie onder die wette wat die wêreld inmaak om deesdae dit wat sonde is te regverdig nie. En ek hoef nie vanmôre te sê wat alles regverdig word in die wette van vandag. Jy weet presies wat word geregverdig, wat sonde was 'n paar jaar terug, wat vandag heilige wette is nie. Menseregte wette is nie. Of vir jou een vanmôre sê jy kan 'n wet skryf tot by pink word. En dan kan jy weer skryf tot by blou word. En dan kan jy later skryf wat in goue letters is. As dit in God se woord sonde is nie, sal jy voor die regter staan vir die sonde wat jy aangegaan het en God se waarheid verwerp het in die proses. Dit gaan nie beter word of aanvaarbaar word in God se oë as jy 10,000 mense kan kry wat in 'n straat afstap met baniertjies om te sê dat dit wat ons nou doen is in ons oë reg en dit is liefde nie. In God se oë bly sonde sonde. En daarom sê die woord van ons uitdruklik, omdat Christus na die vlees gelei het, moet julle ook bewaak met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met sonde. As hy enigstens vanmôre op jou weerskalkie sonde gelei is. En dan praat ek van ons lewe in 'n wêreld waarin jy moet probeer volmaak wees. Alhoewel die woord van God sê wees heilig want ek is heilig. Wat beteken maar wees heilig want ek is heilig? Wat beteken dit? Ons kry gou dat ons dit verstaan. Wanneer die woord van God sê dat ek moet heilig wees soos wat God heilig is, dan sê hy die volgende woord. Ons moet die woordjie heilig verstaan. Wat beteken die woordjie heilig in die oorspronklike Hebreëus? To be set apart. I must be set apart for God's holy work. Wanneer 'n mens in die Ou Testament gevat was wat in die tempel moet dien, dan het hom afgesalf, dan is daai mes geheilig. Wat beteken dit? Daai mes mag nooit weer vir iets anders te gebruik word behalwe om die slagdiertjie, die offerdiertjie te slag nie. It's been set apart for one purpose, to do the work of God. So wanneer ek die woord verstaan van heiligheid, wanneer die woord van God sê, wees heilig want ek is heilig, sê God, I set myself apart, I've become a sacrifice for you on Calvary, so that you can become part of me, and becoming part of me is being set apart only for the work of God, for a relationship with Jesus Christ. So to be set apart doesn't mean I'm perfect. It means I got a desire born out of true love for the one that died for me on the cross of Calvary. Met ander woorde, om heilig te wees en heilig te lewe, is nie om in my eie vleeslike vermoë te probeer volmaak wees nie. Dis om 'n begeerte diep in my hart te kan hê dat ek werklik Jesus met alles wil lief hê, dat ek hom in alles wil behaag, en dan streef ek daarna om hom in alles te behaag. En sou my voete gly, sou ek 'n fout maak, dan sal dit nooit wees omdat ek dit opsetlik gedoen het en nou wil ek dit regverdig omdat ek my vleeslike begeertes wil lewe. Dis om dadelik te besef, dit wat ek nou doen, vat my weg van Jesus af, en dadelik te bly en sê, Here, ek wil naby aan U lewe, ek wil met my hele hart U dien. Ek wil nie godsdienst dien nie. Ek wil nie pastoor dien nie. Ek wil Jesus vind. En dan wil ek vir Jesus met alles dien. As een moet ek al gesê, in hierdie kerk gaan ek jou nooit na pastoor toe vat. Jy gaan nie 'n volgeling van my word. My begeerte is dat jy by Jesus moet uitkom, want Jesus is op pad. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, rassery. In ander woorde, Petrus 1, Petrus 1, vers 1 tot 5 gaan verder. Want dit is genoeg dat ons die afgelope tyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, rassery, met ander woorde myself te oreed. Drinkpartytjies en ongeoorloofde afgoderry. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het.
Ek is siek, man. Om maar net te sit en te aanvaar dit Shangoma, maar net oor hierdie land bid. En as Shangoma is maar net maklik te loop. Ek is siek. Ek gaan nie met hierdie loop van hierdie samelewing nie. Ek gaan nie met saam met hierdie dinge gaan nie. En die kind van God moet begin opstaan in Suid-Afrika ruggraat kry. Weet jy wat, dis die probleem met ons in Suid-Afrika, met die kind van God. Praat van die ware oorblyfsel van die bruid. Ons bid nie meer nie. Ons lê nie voor God vir die goddeloosheid om tot 'n val te kom nie. Ons sê, ag, wie weet, jy nou weer hoor wat in die nuus gebeur. Ag, jy nou weer hoor, ons murmureer. Ons is 'n volk wat uit die Egipte uit, deur die Rooi See, deur die doopbad, op pad na die beloofde land, net loop en murmureer. En het jy gesien wat het in die Bybelse tyd gebeur, met die volk het gemurmureer die hele tyd. Hulle vir 40 jaar al om dieselfde werk gedoen, al in hulle murmurering en hulle negativiteit gebly. Terwyl die kind van God wat Jesus verklaar as hulle koning reeds aanvaar het dat ek wil die Here met my hele lewe dien. Ek is deur die wat ek het die ou mens afgewas, ek het 'n nuwe mens opgestaan en nou loop ek en murmureer. Ek loop in negativiteit die hele dag, is al wat ek doen, ek murmureer al om dieselfde probleem. Al om dieselfde werk. Hou om 'n sirkel te loop. Hou om in negativiteit die hele dag te lewe. Hou om die hele dag neerslagtig te wees. Begin opstaan. Vroeg in die môre. Hierdie huis. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Staan op met vuur en sê, Here, oor hierdie dag roep ek die vuur van God se werklikheid, sy geregtigheid oor my huis en my lewe. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, dalk nie jy staan vroeg op 4 uur in die môre nie. En jy kan stay jouself om vir 'n halfuur lank te bid, en dan gaan jy nog steeds die goddelose praktyk doen. Daar moet 'n verandering plaasvind. Van werklik by God uitkom, werklik Jesus Christus te begeer in my lewe, en werklik daai vuur in alles te lewe wat ek het. Anders sê ek nou vir jou, dan gaan ons terug na die genoeg, dat ons die afgelope tyd die wil van die heidene volbring het. Wat doen die heidene? Nou loop heel dag met negativiteit, heel dag loop hulle met hulle haat, hele dag loop hulle met plannetjies om alles om hulle te verwoes. Ek en jy kan nie in daai selfde negativiteit wees. Ons kan nie in daai selfde haat loop nie. Ons kan nie die hele dag loop en praat soos die wêreld nie. Ons moet uitkom en ons moet by die Here uitkom. Maar die woord sê, daarom vind hulle dit vreemd as jy nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. As 'n rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Met ander woorde, ons sal so 'n klein ouetjie opstaan. En hy sê, everybody that says Christ is because they are afraid of us. I don't care what you say. He's on his way and he's going to judge you. But in the meantime, I'm not going to focus on you, I'm going to focus on Christ. Ek gaan nie my aan die politiek steur nie, want die politiek het reeds hulle keuse gemaak. Ek moet uit politiek uitkom. En ek moet begin om Jesus Christus, die Seun van die lewende God, met vuur te aanbid, en dat hy sy vuur uitgiet waar ek loop, waar ek beweeg, dat sy vuur 'n kolom om my vorm om my te beskerm waar ek beweeg. Kom ek sê vir jou, daar's een ding waarvan die vyand kanne vol het. Nee, tanke vragte vol het. Negatiewe gedagtes om elke dag in jou lewe te kom, krane opdraai met in jou lewe te pop. Wat is die maklikste ding wat ons vandag onsself in bevind? Positiewe gesprekke of negatiewe gesprekke? Vasgevang in die negativiteit van hierdie wêreld, vasgevang in alles wat verkeerd gaan, want die vyand maak sy kraantjies goed oop en hy tap jou vol met sy negativiteit. Ek en jy moet begin om weg te stap en te sê, nou maar, ek het lang genoeg met hierdie gemors saamgeloop, lang genoeg hierdie dinge bedink, ek het lang genoeg hierdie goed gepraat, nou gaan ek begin praat, as 'n seun en 'n dogter van God, wat geroep is, om in 'n negatiewe wêreld vuur te bring. Jesus Christus kom terug vir vurige bruid. Nie vir een wat 'n slaaf is, van die vyand se nik en grille nie. We have to stand up. It's time to rise. But to rise in fire. So hoe staan ek op 'n vuur?
En hier staan ek op hom 4. Kom ons lees verder. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap en staan op by die dore en gister sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nou gesê word, nie as onwys maar as wysheid, en koop die tyd uit omdat dit daar boos is. Daarom ontwaak. Word wakker. Dis so begin. Word wakker. Jy was so lank genoeg aan die slaap gewees, nou lank genoeg toegelaat die vyand jou in die slaap sis. Wiegie. Negatiewe gemors, negatiewe snerp, negatiewe praatjies, heel dag van die môre tot die aand. Wie gee ons in die slaap en ons staan nie meer op as die vurige kind van God wat met vuur beweeg. Want ons is lankal aan die slaap gesis met ons negatiewe praatjies. Kom Sondag, dan verwag ons dat die pastoor 'n preek moet bring wat nou fire is. Jy was jou vaar van 'n fire preek wat jy verlang op 'n Sondag, maar jy leef nie die woord nie. Jy verlang dat jy bietjie emosioneel moet opgeseep word op 'n Sondag. Man. Kyk, as ek nou vanmôre hierdie preek op 'n ander manier gebring het om jou te laat voel, net. Ja, kan jy net storm kan die mure opbreek en dan spring jy op en ons begin halleluja's en amen sê omdat die woord my opwerk om dit te doen. Het my werke verander wanneer ek by die uitstap. Ek hoor baie keer mense sê, preach it, preacher, preach it! En dan stap hy dag en vloek hy op die hoek van die straat. Ek hoor baie keer mense sê, joh, dat woord in my geroer vanmôre nie, maar dan moet ek in die week gebel word en sê, pastoor, asseblief kom help ons, mense mekaar, dis maar nie, jy kan dit net nie meer handel. As jy nie in die vuur van God begin opstaan, en deel word van die vuur nie die vuur moet deel word van jou nie, jy moet deel word van die vuur. God kom nie na jou vlak toe en word 'n mens met jou gedagtes, met jou denke en met jou gevoel. Jy moet opstaan en dit wat op Golgotha gebeur het, toe daai leeu as 'n lammetjie homself vergeet om gekruisig te word. Stil gebly het. As dit nie stil sou jy omdat die oormag te groot geword het nie. Dit was 'n moment of defeating sin. Hy was nie so meer dood dan op Golgotha nie. Hy het nie op Golgotha stil geword, sodat jy kan voel, hy het minder geword dat jy in jou sonde kan bly nie. Hy het as gevolg van die sonde stil geword, sodat jy nie hoef stil te word, maar kan opstaan en saam met die leeu van Juda kan brul soos 'n leeu en met vuur beweeg. Halleluja, prys die Here. Ek lees vir julle die volgende teksvers ten slotte. En koop die tyd uit, right, sorry. Lewe of dood is 'n persoonlike keuse. Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek dink daar's nog 'n teksvers daarna. Ek vermaan julle aan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. Dan oor die vuur begin. Wanneer ek besef ek kan nie meer God veg omdat my vleeslike begeertes nie werk. Miskien is daai in die huis toe gegaan, jy gaan vir jou oopbreek. As my vleeslike begeertes nog die rede is om ek bid en om ek God dien, dat hy my vleeslike begeertes met die werklikheid maak. En as my vleeslike begeertes nie werklikheid word nie, dan raak ek vir God kwaad en begin om te bevraagteken why. Enigiets wat in hierdie liggaam plaasvind. Begeertes, gesondheid, maak nie saak wat nie. As dit die vyand se houvas geword dat dit die rede is om God dien, dan sê ek nou vir julle, gaan ek moeg word iewers te gaan God begin bevraagteken, gaan ek voel God het my teleurgestel. Maar as my geesmens hier binnekant soos vuur binne my leef, en besef, alles is tydelik, maar ek moet reg wees om God te ontmoet. En dan begin ek in daai vuur te leef van my geesmens, en my vlees is nou godsdienstig, die voertuig, waardeur ek beweeg om God te dien, gaan ek nie meer oor my liggaam nie. Daarom sê die woord, dat my liggaam is maar net 'n redelike vorm van godsdiens.
En word nou in hierdie wêreld gelykvorm, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat jy kan proef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Engelse woord sê vir my dit so mooi. Hy sê we take captive all forms of imagination and bring it unto obedience in Christ. Hier was jou grootste gevaar. Your imagination. Hier wat hou mense vasgevang in pornografie. Imagination. Hier wat hou mense vasgevang in dinge waarna hulle jaag. Hulle imagine hulle self dat as hulle hierdie ding kan behaal in lewe, gaan hulle lewe sukses wees. En hulle jaag die hele tyd imagination en nie waarheid nie. Want imagination vat jy na plek toe van verwoesting. I can imagine myself that I'm truly a son and daughter of God. But if my life does not speak of the imaginary world, kan ek die wêreld vertel, ek kan die Bybel op die punte van my vingers gee, ek kan almal vertel wat in die woord van God staan. As ek nie daai woord leef nie, I'm in the imaginary world of nothing. Wat sê ek by jou? Jy doen nie eens graad in teologie. En jy kan verskriklik slim word met die Bybel, maar die basiese dinge van bekering het jy misgeloop in die lewe. If you don't live the basics. Ek sê altyd vir mense, voordat jy te slim word met die Bybel, word jy basic. Ek het 'n ding geleer, toe ek nog 'n jong seun was. Stap ek matriek uit. Kadet Samuel. Op bivak, dus ek gaan leer, ek Samuel ken die kadette. Hier stap ek in die weermag. En ek dink omdat ek 'n Samuel in die kadette was aan Samuel. Die moet gevloer word. Met basic training. En jy sien, as hulle nie met my basiese opleiding gedoen het nie, kon ek nooit reg wees om in 'n verdedigingsposisie gelees te word nie. Die eie ek moes eers afgebreek word. En dit wat die weermag daai tyd in my wil hê, moes eers gestalte neem, sodat ek wil verstaan wat is my roeping, waar ek nou is. Dieselfde is dit met die evangelie van Jesus Christus. Ek en jy het 'n idee van waaroor die lewe gaan. Ons is gebore, ons battle, ons het dinge wat ons neerslaan, ons het dinge waaroor ons moet struikel. Ons groei en ons groei. En dan kom ek op 'n dag by Jesus uit. En dan sê die woord, alles wat jy nou gebou het en gedink het, is reg. Moet nou afgebreek word. Tot niks. Want solank as wat my eie idee, my eie gedagtes, my eie wil is, kan God nie sy wil van geregtigheid in my lewe bou nie. En baie van ons wil nie ons eie wil laat gaan nie. Ons wil in beheer voel. En wie wat is die lekkerste gevoel? Wanneer jy surrender. En jy voel daai vrede wat alle verstand te bowe gaan bewoon nie binne jou. Dit gaan nie meer, gaan eers meer kerk toe om te beïndruk nie. Ek het 'n verlange om by Jesus te wees. Ek het 'n verlange om geestelik voeding te kry, te kan groei, om reg te wees vir dit wat op pad is. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Ek moet reg wees. Romeine 14 vers 8. Want as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Lewe en dood, sy eie keuse. Ek het 'n vreeslike ding gehad. 'n Stryd in my binneste. Ek het gedink, Here, hoe laat U toe dat die goddelose, die onskuldige so uitmoor op sulke wrede maniere, soos wat dit gebeur op plase. En nie net op plase nie. Gewone man en vrou op die straat word op die wreedste maniere verkragt en verdag in hierdie land vermoor, reg oor die wêreld. Here, hoe laat U dit toe? Dit was my grootste stryd. Totdat ek eendag gaan lees het, hoe het sy disippels gesterf. Wie Jesaja
Daai mooi profeet wat vir ons die boek Jesaja geskryf het, wat gesê het dat hy is ter wille van ons ongeregtighede deurbloed. Vir ons, die Engels sê dit altyd mooi, he was chastised for our transgressions, he was bruised for our iniquities. Daai profeet wat onopverskroke gestaan het, wat voor konings gestap het en gestaan het vir hierdie woord, waaruit hierdie lieflike woorde van profesie gekom het, wat Jesus in vervulling kom bring het. En hoe het hy gesterf? Het hom onder sy boog gehang met 'n saag, lewendig in twee gesny. That's the price you pay to be obedient to God. Wie jy het Petrus gesterf. Die volkere oorvertelling sê dat toe hom wil kruisig, toe sê ek is nie waardig om soos Jesus gekruisig geword nie, kruisig my onderste bo. En hy sê by ek kruis, onderste bo gekruisig, totdat hy dood is. Thomas is in Indië met 'n spies deurboor. Matteus is onthoof. Johannes, wat vir ons die lieflike boek van Openbaring geskryf het, was in Rome in 'n pot kokende olie gegooi om dood te brand. En hy wonderbaarlik oorleef en toe hom uitverbann na die eiland Patmos toe, waar gevangenes was. Dis die pad wat die manne gestap het, wat vir jou die Bybel vandag in jou hand het. En wie wat sê ek nie van hierdie Bybel, wat met bloed en met liefde van God tot op die einde toe geskryf is. Hierdie boek het nie meer krag nie. Kan ons nie ons help in die samelewing nie. As jy nie verstaan met wat se passie en wat se deursettingsvermoë was hierdie boek geskryf nie, dan kan jy hierdie boek nie waardeer nie. Kan jy hierdie boek nie waardeer nie. Dis hoekom ons, ek wil vir jou sê, ons louwarm geslag wat vandag sê ons dien God, van waarafval is die eerste vorm van vervolging kom. As ons die eerste vorm van, hoe kan God so iets toelaat? In die oogstar het nog niets met ons gebeur nie. Was manne wat bereid was. Hoe dink jy het Jesaja gevoel, toe hulle vir hom sê, of jy verloon God, of ons sal nie môre onder sy bone saag jy terwyl jy lewendig is, met 'n saag in twee. Hoe dink jy moes hy gevoel het? Maar weet jy wat? Jy moet gebly. Want hy het hierdie woord geglo en hy het dit geleef. Hy het die God van hierdie woord geglo en dit geleef. Hy het nie by 'n kerk gaan inskakel waar 'n pastoor vir hom van health en prosperity elke Sondag vertel hoe wonderlike, liefdevolle God is. Jy kan maar maak net wat jy wil, hy het genade en jy gaan hemel toe eendag. Dit was Jesaja wat gesê het, jy beter jy bekeer, want God sê, sy oordeel is op pad. En omdat hy so gepraat het, het die samelewing, nie omdat hy die samelewing enigiets leed gedoen het nie omdat hy enigiets gesteel het van iemand nie, omdat hy gesê het, God sê bekeer jou, want sy oordeel is op pad, jy moet kies, lewe of dood. Die sê nou in 'n geval om maak is jou dood. Jy moet vir Jesus Christus aan die kruis vasgeslaan. Hy is seker genees, en die duiwels het gedruk. Hy het die evangelie verkondig, waar die mens met God kon versoen het. Hy het die waarheid gepraat. Jy moet nog gekruisig. You don't like it? Ons like ons fariseërs, wat ons met swaar belastings betaal, wat vir ons kan maar net maak dit is vol. Ons like die Sadduseërs. Ons like die skrifgeleerdes. Jy, ons like jou nie. Want jy is moet bekeer, en ons mag nie sonde bly nie. So, kom ons laat jou in 'n kruis vas. Ons vermoor jou, skryf jy die pad uit. Maar ek het nuus vir die goddelose wêreld. Maak nie saak of jy vanmôre sê, hy is 'n werklikheid of hy is nie 'n werklikheid nie. Maak nie saak. Maak nie saak of jy terugkom na hierdie kerk toe. Maak nie saak nie. Maar weet jy wat kan jy nie doen nie? Die woorde wat ek vanmôre gesê het, ingegaan het in jou gedagtes, kan jy nie wegvat nie. Jy het klare fout gemaak om die eerste keer iemand toe te kom. Want dit bly by jou. En dit sal eendag of lewe of dood wees. Kom ons bid saam. Vader, terwyl ek hierdie woord afgelewer het vanmôre, het ek gesit daar. Nie vir hulle wat dit gehoor het, nie vir myself. Here, help my om nog meer in te sit, om minder te kla en meer vas te hou. Help my, Simon, dat hierdie woord wat vanmôre afgelewer is,
Here, ek was nie eens bang oor in myself praat, want ek gaan ook volgens dit en daarvoor U moet staan. Help my, Here, dat meer aan U kan vashou. Maar een ding, Vader, môre sal niemand kan sê, in hierdie kerk was hulle gesoelikheid nie. In hierdie kerk is hulle vanmôre op die gehoor gestreel en teruggestuur om net voort te gaan met die goddeloosheid van hierdie wêreld nie, want die woord sê kom uit. Kom uit. Here, wat sou dit help het as jy vanmôre 'n magt om vir mense vorentoe genooi, ons het duiwels uitgedryf, ons het hande op die siekes geleen, ons het gesond geword, maar ons staan voor U eendag en U moet sê, gaan weg van my, vir ek nooit te ken, jy bewerker van ongeregtigheid. Help ons om vir Jesus raak te sien. En gedryf deur die Gees van God met 'n vuur te begin opstaan en te sê, ek gaan die Here met vuur dien. Ek gaan vurig wees, gaan laat niks in hierdie wêreld, niks wat die vyand môre bring om my negatief te maak, of aan my te laat uitspoel, om my weg te vat van Jesus, niks gaan ek toelaat nie. Ek gaan deur dit alles breek, want ek gaan vashou, want Jesus is op pad, en in hom lê my redding, en in hom alleen.